Goeiemôre, dit is donderdag die 1 Mei. Vanoggend Handelinge 5 vers 32. Petrus en die ander apostels was besig om te getuig voor die Joodse raad. En dan sê hulle vir hulle in vers 32: Ons is die getuies van hierdie gebeure, en so ook die Heilige Gees, wat God gegee het aan hulle wat aan hom gehoorsaam is. Ons is die getuies. Die apostels leef nie meer vandag nie. Petrus en Johannes, Jakobus, die ander apostels is lank reeds oorlede. Maar die Heilige Gees leef nog en is in elkeen wat aan God glo. Elkeen wat glo in Jesus Christus en hom aangeneem het as verlosser. En dit maak ons vandag nog die getuies van Jesus. Dit maak my en jou die getuies van die gebeure van Paasnaweek, van Jesus Christus wat mens word, aan die kruis sterf, wat opstaan uit die dood, wat vir ons sy gees gee, dat ons met krag in hierdie wêreld kan leef. En nie die krag wat die wêreld het nie. God se krag, God se genade, God se liefde, God se omgee, God se anders wees as die wêreld. Mag die Here vir ons gebruik, vir my en vir jou, deur sy gees toegerus om getuies te wees in die wêreld. Ja, selfs wanneer ons verhoor word, soos die disippels, hier in Handelinge 5, wanneer ons gespot word, wanneer ons uit en vreemd voel in die wêreld. Mag God vir ons die woorde gee, mag God vir ons die krag gee, die gehoorsaamheid, die moed, om elke dag vir hom te lewe. Here, dankie dat ons u getuies kan wees. Dankie dat u ons deur die Heilige Gees toerus, om te kan getuig, om te kan weet dat dit wat Christus gedoen het, werklik so is, onsin is. Ja, Here, sonder koste, sonder dat ons dit hoef te verdien. Mag ons lewens daarom 'n dankbare offer wees vir u. Ons bid dat u vir ons sal bystaan, met wysheid, met krag. Here, dat ons die besluite wat ons neem, die woorde wat oor ons mond kom, die dinge wat ons doen en waarmee ons besig is, waarin ons dink, u verheerlik. Ons bid vir u kerk, ja Here, vir elke geloofsgemeenskap wat by mekaar kom in die naam van Jesus Christus, dat u vir hulle ook sal beskerm, sal toerus, sal gebruik om u lig uit te straal. Here, ons bid vir elkeen wat hartseer is, wat geliefdes verloor het, Here, vir hulle wat siek is en in hospitaal is, dalk pyn het, Here, hulle wat bekommerd is oor die toekoms, ekonomies, Here, tussen veiligheid met misdaad, waar ons politiek met die mekaar is, die wêreldsin, mag ons hoop en ons vrede en ons krag in u vind. In Jesus Christus se naam. Amen.